Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Prof Koenig het nou redelik breedvoerig oor die vervulling van profeseë uit die Ou Testament in die Nuwe Testament gehandel. Hy behandel nog een belangrike saak oor profeseë. Hy sê daar is 'n radikale verskil tussen profeseë en voorspellings. 'n Voorspelling moet letterlik uitkom. En 'n voorspelling geld net vir een keer. Ons ken die weervoorspellings. As die voorspelling lui dit gaan maandag baie in Limpopo reël, geld die voorspelling nie vir Dinsdag en al die ander dae van die week nie. En ook nie vir Mpumalanga of die ander provinsies nie. As dit maandag baie in Limpopo reën, het die voorspelling uitgekom en dan is dit verby. Hy het sy verdere krag verloor. Maar as dit maandag net so 'n bietjie of dalk glad niks in Limpopo reën nie, het die voorspelling nie uitgekom nie. Dit het ook nie uitgekom as dit maandag net in die Noord-Kaap baie reën of eers Dinsdag in Limpopo nie. 'n Voorspelling moet letterlik uitkom. Ons het heelwat sulke voorspellings in die Bybel, veral in 1 en 2 Konings. In 1 Konings 11 vers 29 tot 39 word voorspel dat die 12 stamme van Israel in 2 koninkryke verdeel sal word, met Jerobeam as koning oor 10 stamme en Salomo se nageslag oor die ander 2. In 1 Konings 12 vers 15 tot 20 kom dit net so uit. In 1 Konings 13 vers 1 tot 2 word voorspel dat Josia die afgodspriesters sou doodmaak en hulle altare afbreek, en in 2 Konings 23 vers 15 tot 20 gebeur dit ook net so. In 1 Korintiërs 14 vers 1 tot 16 word voorspel dat Jerobeam se seun sou sterf as sy vrou terugkom in die stad. En in 1 Konings 14 vers 17 tot 18 kom dit letterlik net so uit. Die siek seun sterf die oomblik toe sy ma terug is in die stad. In 1 Konings 16 vers 1 tot 4 word voorspel dat koning Baesa en sy familie totaal uitgewis gaan word as gevolg van hulle afgodsdiens en verleiding van die volk. En in vers 11 en 12 van dieselfde hoofstuk gebeur dit presies soos voorspel. In 1 Konings 21 vers 7 tot 24, nadat Isebel vir Agab die plan gegee het om Nabot te laat doodmaak om sy wingerd te bekom, voorspel Elia, die honde sal Isebel verslind by die verdedigingswal van Jesreel. En in 2 Konings 9 en 10 lees ons sodat Jehu haar diensknegte oorreed om haar by die paleis in Jesreel se venster uit te gooi na haar dood, en dat hulle later net haar kopbeen kon kry na die honde haar verslind het. So is daar nog baie voorbeelde van voorspellings in die Bybel wat presies uitgekom het, soos voorspel is, en waarvan die uitkoms eenmalig was. En hoewel baie van hierdie voorspellings deur profete gemaak is hulle nie profeseë nie. Daaroor sal ons môre meer hoor. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons in die voorspellings wat die profete gemaak het en die uitkoms daarvan kan sien, dat U die God is wat beplan wat gebeur in die lewe en dat U by daardie plan bly. In Jesus se naam. Amen.